Haal skuld die wind uit jou seile uit. Jy kan soos 'n kogelmander op sy klip gaan sit, terwyl Afriskuld vir die bobbejaan agter die bult gaan haal. As jy voel dit is tyd om skouer aan die wiel te sit en ontslae te raak van lastige skuldeisers, is Afriskuld dalk die opsie vir jou. As jou persoonlike lenings, kredietkaarte, klererekening of selfs jou voertuig en huislening jou slapelose nagte gee, is Afriskuld gereed om vir jou 'n gratis, verpligtingvrye kwotasie aan mekaar te sit. Moet jy skuld maak om skuld te betaal? Stres jy oor skuld? Wonder jy hoe jy deur die maand gaan kom? Konsolideer met Afriskuld en kry een bekostigbare premie vir al jou skuld en betaal onmiddellik minder. Om uit te vind hoeveel minder jy elke maand aan skuld hoef te betaal, besoek Afriskuld se webtuiste afriskuld.co.za. Jag. Nie almal hou daarvan nie, maar min mense verstaan dit. Dis maklik om te oordeel van 'n afstand af. Dis iets anders om in die veld te staan en besluite te neem wat lewe en dood raak. Ons leef in 'n tyd waar die publiek al hoe harder praat, die regering sukkel om te bestuur en die jagbedryf self onder die vergrootglas is. So die vraag is nie net of jag reg of verkeerd is nie. Die vraag is, doen ons dit reg of het ons iets begin verloor? Oom Kobus Schoeman is aan die beurt en hy het jare se ervaring in die jagbedryf. Kom ons hoor 'n bietjie meer van hom. Oom Kobus, baie welkom hom. Baie dankie. Gaan dit goed met oom? Dit gaan goed, ja, dankie. Waaroor sal ons slaap? Baie om voor dankbaar te wees. Natuurlik oom. Die laaste keer toe ek oom gesien het, het ek en my broer het ons 'n professionele jagkursusse daarby oom gedoen en ek en my broer se lewe het drasties verander na daai tyd toe ons uitkyk oor die jagbedryf. As oom nou moet vir die mense daar by die huis verduidelik, waar het alles begin vir oom? Want soos wat ek het, was al regsgraad betrokke, LLB graad en nou die jagbedryf. Dit het in 76 begin toe ek by die destydse, fauna en flora, of dan nou natuurbewaring later as bekend, aangesluit het in 'n plekkie genaamd Laserie, wat ek besef het, wat beteken bewaring en benutting, om dit wys te doen, om vir die nageslag na te laat, sodat hulle ook kan sien en ervaar wat ek en my kollegas ervaar het. So gepraat oor die nageslag oom. Dink oom, vandag se kinders word genoeg blootgestel aan die natuur en die lesse wat hy vir ons kan leer. Ek dink daar is kinders wat blootstelling kry, maar as ek vandag kyk en waar ek reis en ek sien die koste van om 'n kind blootstelling te gee, raak dit vir die gemiddelde ouers baie hoog. Ek het nou 'n meisietjie gehad, toe sê ek vir haar, sy was met my op kursus. Ek sê vir haar, jy kan natuurlik nou nie kwalifiseer nie, want jy het nog nooit regtig gejag nie, anders maak 'n ou van die bedryf nou 'n belaglikheid. Jy moet nou gaan dat jy so 5 bokkies daarom gaan jag en vir my 'n bietjie inligting stuur en goed. Ek was baie aangedaan. Die kind kyk vir my, 'n jong meisie, en sy sê vir my, ons kan dit nie bekostig nou nie, want ek het nou eers die kursus gedoen, en sy het 'n jaar tyd waarin sy nou moet hierdie voltooi, anders moet sy die kursus oordoen. Toe besef ek, daar is mense wat hierdie wonderlike begeerte het om te doen, maar dit nie kan bekostig nie. En as 'n mens kyk vandag in kontemporêre tyd, sommer net biltongjagpryse en dies meer, dis vir die meeste van ons nie beskore nie. Hoe en bekostigbaar die aard van die saak nie, is net eenvoudig baie duur geword. Dink oom Kobus, die plaaslike jagbedryf het baie meer geskuif na die oorseese jagter toe. En wat is die toekoms van die biltongjagter vorentoe as om die dinge so kyk? Ek het geen twyfel daaroor nie. Een ding glo ek, hier sal altyd vir die plaaslike jagter genoeg wees. Ek glo dit. As dit net bekostigbaar gemaak word, want in ons harte is ons mos maar die sout geëet van hierdie grond en ons wil jag. Ek meen, dit is wat 'n ou wil doen. Maar ja, in die professionele jagbedryf, dis 'n duur wêreld, 'n baie duur wêreld. As jy kyk vandag na pryse, ek wil nou nie eens pryse hier noem nie, ons is nie in die mark nie. Dis skrikwekkend wat jy vandag betaal. Jy weet, om te gaan 'n buffeljag, en jy gaan jag 'n buffel oor 'n 3 dae tydperk, dit gaan jou R300 000 kos as jy baie gelukkig is om met die eienaar te kan onderhandel. 100%. Maar die buitelandse mark, die ouens was nou in die buiteland, hulle het vir bemarking by SCI, Safari Club International. Ek verstaan van die bronne wat nou terugrapporteer, dat dit uitstekend met hulle gegaan, te midde al die goed wat gebeur in Suid-Afrika en hulle sê dat dit baie goed gegaan, so dit klink vir my so right. Die oorseese belangstelling is vir my fenomenaal. My kommer lê maar by die plaaslike biltongjagter. Ek verstaan dit. Ja, ek glo
ons het spesies, ek glo ons het diversiteit, ek glo dit is daar, en ek glo dat van die eienaars van grond doen nog steeds eksklusief bemarking vir ons plaaslike mens, om hierdie mark te benut en uit te vat. Ek is dankbaar as ek hierdie ouens ontmoet, en hy sê vir my, Suid-Afrikaanse jagters is wat ek hier doen. Die buitelandse ene is 'n kersie op die koek, dit is 'n lekker enetjie, daai bonus enetjie, maar ek kan nie bestaan sonder die Suid-Afrikaanse mark nie. Dis die kommentaar wat ek kry. Die gevoel wat ek ook as ek met die manne gesels om die vuur is, hulle voel die bedryf het so 'n bietjie van 'n worsmasjien geword. In die sin van die ouens wil net die jag klaar kry, die etiket en die sentiment en die empatie na die jag om my lewe te vat, dit begin al verdwyn. Is hierdie ding, is die tyd. Mense is vandag baie, baie haastig. Mense het net nie meer tyd nie. En hy wil in hardloop klaarmaak. Daar is nie tyd om te sit en eers die natuur te verstaan en die natuur te leer nie. En dit is baie tragies. My beskeie, my nederiges op my sê is, dat elke persoon dat voordat hy gaan jag, moet daarom eers so 'n toetsiekie daar net skryf en sien, verstaan jy daarom die natuur, verstaan jy die interaksie, verstaan jy die term ekologie, die wisselwerking tussen biotiese en abiotiese. Dis 'n studie wat heeltyd jy moet verstaan wat hier aangaan. En jy moet verstaan dat hierdie benutting wat jy hier doen, is 'n baie, baie groot voorreg en geen reg nie. Dis 'n voorreg om hierdie skepping te kan benut. Oom Kobus, daai is vir my van kardinale belang. Wat se verantwoordelikheid gaan gepaard met wanneer die sneller getrek word? Van 'n jong ouderdom af word ons maar geleer as kinders. Die waarde van daai lewe wat jy neem, van die dier se lewe. Maar dit voel vir my asof dit deesdae daai emosie is weg. Daar's nie 'n respek vir die dier nie. As ek dit in Engels kan sê, charity starts at home. En ek dink dit is by pappa en by mamma waar dit moet begin. Om hierdie liefde te kweek. Jy weet, baie pappas en mammas, ons stuur ons kinders skool toe, en dan laat ons dit aan die verantwoordelikheid van die onderwyser of die onderwyseres oor. Maar ek dink by die huis, ons sosialisering is baie belangrik. Pappa en mamma ons leer dat dit is die skepping en dit is hoe die skepping werk, en as ons die skepping wil benut met ons, ek bly altyd daarby. Dis 'n groot voorreg. En wanneer en voordat jy daai sneller trek, is daar baie goed wat moet gebeur. Ek het 'n klein seun wat nou moet gaan om 'n rooibokkie te skiet by 'n vriend. Ek het baie skool om te doen aan hierdie klein seun. Want klein seun is baie opgewonde, dis geweer, oupa saam met my, ons gaan skiet. Sê ek, nee, dis nie net vir gaan skiet nie. Hier's 'n klomp goed wat oupa jou moet vertel van hierdie rooibok wat ons beplan vir jou om te skiet. Want hierdie rooibok, daar's 'n ram en daar's 'n ooi en daar's 'n teeltyd en daar's dit, en ons moet respek hê vir hierdie tye. Ons moet dit buite hierdie tye doen. Ons gaan kyk vir 'n ramtrop waar die ramme nou al klaar hulle werk gedoen het en dis meer. En dit moet jy verstaan. Hierdie is 'n ding wat ons moet heeltemal anders benader as gou inry en gou gaan 'n bok doodskiet en gou die bok laai en hom kom opsny en biltong maak. Dit moet nooit gebeur nie. Dit is vir my so mooi om dit verduidelik. Toe oom se voete op die grond sit, baie rooi grond, ons Bosveld grond. Hoe het oom gevoel om te weet, hier hoort ek nou? Is 'n gevoel wat jy nie maklik kan beskryf nie. Ek dink dit het begin by kind wees. Ek dink die eerste mossie wat ek geskiet het met die windbuks, en ek dink dis waar dit begin het. En nou tel ek die mossie op en nou is die mossie dood. En eintlik wil ek vir hom sê, die game is over, vlieg weg. Ek het dit nie bedoel nie, maar ek moes dit doen om dit te ervaar, anders sal ek nie weet hoe dit voel nie. En ek dink dis waar dit vandaan kom, my passie en my liefde vir die natuur. Natuurlik, toe moes ek dit net eenvoudig uitbrei. En dis natuurlik waar die geloof ook ingekom het. Absoluut. Ek en jy het al daaroor gesels, jy weet, die geloof is, hier sit, hy sê, ek het dit gemaak, heers oor dit. Kyk daarna, pas dit op, maar benut dit, want bewaringsbenutting is baie, baie belangrik. Jy moet benut, maar terselfdertyd moet jy bewaar, anders gaan die nageslag niks hê om na te kyk as ek en jy dit nie doen nie. Iemand moet daai verantwoordelikheid doen. Dink oom Kobus, ons kom dit na wat die Here verwag het van ons. Daar's mense wat dit nie nakom nie, en daar is mense wat streef daarna
om dit na te kom. Ja, ek sien daar is mense wat regtig streef. Soos hierdie groepie wat ons nou gehad het weer, wat gekom het nou as professionele jagopleiding, is nou heeltemal 'n ander ding. Ja. Ja, ek sien dit, want ek vra vir hulle, waar kom jou liefde vir die natuur vandaan? Waar het jy dit gekry? Nee, ek dink dit kom van oupa af, sê hulle van my. Oupa het vir ons geleer, dit is hoe jy dit moet doen, en dis die geweer om te gebruik, en dis die ammunisie om te gebruik, en ons moet 'n bietjie meer weet. Dan sê hulle vir my, dis waar hulle liefde vir die natuur ontwikkel het. Ek sê, dit kom van oupa af. So, dit is 'n erfenis van ons vader daarbo. Hy het dit vir ons gegee, hy het gesê, hier is dit my goed, jy kan dit gebruik, maar jy moet reg gebruik. Ek weet hom met Haal vers aan ook by die Kersfees, het hom met baie op het gelê. Die ding vir my is soos, waar het waarde vir wild begin? As jy praat finansiëel, as ek terugdink, 1976, toe ek by Natuurbewaring aangesluit het wilde diere omtrent geen kommersiële waarde gehad nie. Jy kon regtig, jy het gehoor 'n ou sê, ek gaan daar by my swaar gou vir my paar rooibokke skiet vir biltong. Ek dink in 1979, Daar was nog nie drade. Daar was vier heininge, ja. Jy weet daai hele Laagveld waar ek my loopbaan begin het, was net 4 heininge. Dit was almal was beesboere. En ons sit vandag natuurlik met die gevolge daarvan, omdat die ouer mense het nou nie met die beesboerdery heeltemal by landbou tegniese dienste so aanbevelings gehou nie. Die grond is oorbewy want hy wil baie beeste aanhou. En in 79 toe die professionele jagding op die wetboek kom en sê van nou af mag niemand met 'n buitelandse kliënt jag as jy nie 'n kwalifikasie het nie. En toe spring die drade nou op soos mushrooms. en ewe skielik sê die ouens, wag 'n bietjie. Hier rooibok wat ek vir Piet gegee het elke jaar. Ek kan nou vir hom dollars kry. Dis nie nou meer rande nie. Ons gaan hierdie freebie gaan ons nou stop. Hulle gaan nou betaal vir die. En tragies ook terselfdertyd heininge het opgespring. Natuurlik die migrasie van ons diere en goed is natuurlik daardeur benadeel. Dit is onnatuurlik. Natuurlik, dit is heeltemal onnatuurlik want die dier is mos Hy moet vryheid hê om te beweeg, ja. In vryheid, ja. So nou ewe skielik perkie hom in. Vandag hoor ek die mense vind maar verskonings vir die heininge. Weet jy, as dit nie so was nie, dan sou hy niks oor gewees het nie en dis meer. Mense soek maar altyd regverdigingsgronde en dit is dit, maar die heininge, ja, natuurlik is dis nie natuurlik nie, is onnatuurlik. Daarom het oom Paul destyds die Kruger Wildtuin, weet die enigste heining was 'n veeartseny heining. Eintlik vir buffel en wildebeestbeweging vir bek en klou en ja, dis seker maar waar die bek en klou. Ja. Dis eintlik die eerste heining daar in die Laagveld daai tyd. En dis al heininge en dan vee. En dis ook al heining wat nog steeds eintlik. Ja, korrek. Ja, korrek. As dit kom by bewaring oom. Ons neig baie nou in 'n rigting in ons land op verskeie sektore na privatisering toe. In 'n geval soos met die Kruger Wildtuin nou wat ons het. Die olifante, daar's 'n oorbewyding van die draagkapasiteit van die Kruger is bloot net nie sterk genoeg om daai aantal olifante te hou nie. Kan hom vir my uitbrei oor daai? So die getalle van olifante sal ek moet bespiegel en dit wat 'n ou lees en dis meer. Is nie altyd die waarheid nie. Ja, natuurlik nie. En dis die probleem. Realisme sê vir ek en jy moet getalle verminder want ons is besig nou om wild te bestuur. En as jy iets bestuur, dan moet jy kyk na jou spesiesdiversiteit. Jy moet kyk na draagkrag. Jy weet, want wilde diere, ons doen dit nie meer soos wat landbou tegniese dienste dit gedoen het net op grasvreter nie. Jy weet wat jy gesê het, 450 hektaar as voorbeeld is wat 'n groot vee-eenheid nodig het, volhoubaar om hom nou te dra deur die jaar, goeie en slegte tye. Maar ons het gou besef dat wilde diere, soos ek en jy hulle ken, is grasvreters, blaarvreters en gemengde vreters. So ons moet kyk na 'n ander konsep en kyk na wat kan hy dra vir al hierdie diere. 'n Kameelperd eet net blare, maar laat hy hier op en afloop vir 10 dae, dan trap hy meer dood met daai 4 groot pote as wat hy geëet het. Die probleem is niemand wil 'n besluit neem nie, want die besluit mag jou dalk nie gewild maak nie. Maar beteken is die ongewilde besluit. Daai getalle moet drasties. Die probleem
soos wat nou gepraat het van die kameelperd. Die olifant se skade wat hy in die ekosisteem doen is baie groot. Hy is 'n absolute destruktiewe dier. Dit is so. En as jy nou een hier los vandag hier op hierdie eiendom en ons gaan vir 'n week weg en ons kom terug, sê die plek nie herken nie. En dit is so. Nou hoe met 'n trop olifante, jy kan nie. Maar dis daai besluit en niemand wil daai besluit neem nie. Want dit is nie 'n gewilde besluit nie. En as jy 'n bestuurder is, sometimes you have to be cruel to be kind. En hulle sal moet daai besluit neem en sê, as jy 'n olifanttrop moet verwyder of uithaal, dit is 'n baie hartseer proses. Absoluut. Soos daardie jare is 'n trop eenvoudig uitgehaal. Jy haal die hele trop uit en dit is jy kan nie net een uithaal. Ja, hierdie geselekteerde een enetjie hier, dit gaan nie werk nie. Jy moet die massa daar afhaal en natuurlik nie hulle sosiale struktuur opvoeder, want nou skiet jy, dis soos iemand loop in die huis en dan skiet my dood. Daar gaan my vrou en kinders heen. Almal treur. Ja, almal. Dis daai situasie. Dis daai harde besluite wat jy ongelukkig moet neem en dit sal moet daar gebeur ongelukkig. Ek voel met die treur van die olifante is daar moet 'n siel betrokke wees. As 'n ou in daai olifant se oë inkyk, dan moet 'n siel daar betrokke wees. Wel as ons daar in die skrif lees, hy sê en ek het 'n siel in hulle ingesit, jy weet so. Ja, dit is absoluut so. As jy kyk na diere, dan weet jy wanneer jy met hulle te doen het. Elke keer waar 'n bok doodgeskiet word of dis meer. Jy kan amper die seer sien. Jy weet kyk in hier by jou in die honde se oë. Dan weet jy hoe herken hy sy baas, hoe weet hy, hoe maak hy. Nou kan mense vinnig sê, maar hier is 'n wilde dier, hy is gemaak vir benutting en hy is dit is so. Kyk na sy eienskappe. Maar daar's ook sosiale strukture binne hulle. Jy weet daarom is daar mammas wat hulle lammetjies of hulle kalfies wegsteek vir die predatore. Maar ek is altyd bang as jy aan hierdie ene raak en sê mens, ja, maar jy is nou besig om van wilde diere wat jy nou praat as jy van 'n persone maak en dis alles behalwe. Dis hoegenaamd nie dit nie. Wilde dier is hy 'n wilde dier en wilde dier gaan hy bly en of ons het hom so geklas. Maar dit is niks te doen met sy niks met wie en wat hy is nie. As jy kyk na olifante wat kom na mense toe wat hulle versorg en groot gemaak. Kyk na leeu's, my eie vrou het luiperds groot gemaak, jagluiperds groot gemaak. Die band wat daar is tussen hulle. En dit is wanneer mense sê, ja, maar jy sien nou gaan ons dalk groen toe, né? En sê, maar kyk hier, jy weet, jy kan nie hierdie diere verstaan, hulle redeneer en dis meer en wel dan gaan jy nooit weer 'n geweer op Telmabok. Maar dis die ding, dit gaan oor gesonde balans. Korrek. Want nog nooit voordat ek 'n sneller getrek het, het ek nie 'n gevoel van natuurlik van empatie gehad wat ek sleg gevoel het. Ek het jou gesê oor die mossie, my eerste mossie. Jy het gesê, mossietjie, ons is klaar. Okay, jy moet nou gaan. Ek het gedoen wat ek wou doen, maar jy moet nou gaan daar na jou maatjies toe waar jy vandaan kom. Ek het nou met jou gewerk. Dis wat hier in ons harte geplant is, jy weet dat wat vir ek en jy mens maak en sê, ek het hierdie empatie met hoëdraad jag. Ja. Daai plaaseienaar, daai PH. Hy weet presies waar wys hy buffeltroppe en hy het 'n idee. Ja, natuurlik. Min of meer. Wanneer raak dit strategies en wanneer is dit jag? Jag is 'n definisie wat 'n ou moet en selfs die wetgewer help daarmee. Omdat baie mense jag nie verstaan nie. Is jag daardie aktiwiteit wat ons aan deelneem waar diere vry en natuurlik op grond voorkom. En as jy hom dan gaan benut, dan noem hulle dit jag. Enige iets weg daarvan af, praat hulle van ons gaan bokke skiet. So, dis wat mense benadering is heiliglik tot dit. Want jag sê vir jou om te soek na, om te agtervolg, om voor te lê, om in te wag en dis meer. Maar dan kom die dier vry en natuurlik op die grond voor. So, hy moet kan beweeg, hy moet kan gaan. En dan praat ons van jag, as jy wil jag definieer. Die ding met bewaring vir my wat die laaste ruk agterkom, daar sekere befondsing wat moet gaan na bewaring toe. Deur ons permitte en goeders wat met oorseese jagters betaal word en goed. Hoeveel van daai fondse, as oom nou moet so deur om sy jare se ervaring moet kyk, behaal daai fondse werklik die veld? Ek kyk nou maar daar in die Limpopo hoe poste van bewaringsbeamptes ontruim word
en glad nie weer gevul word nie. So en dis vir my baie kommerwekkend. Die normatiewe van die staatsdiens het absoluut drasties verander. Waar die staatsdiens op 'n diensmotief gefundeer was toe ek begin het in natiewe waren. Vandag is daar meer 'n bietjie van 'n winsmakery binne die staatsdiens. Ons het byvoorbeeld vir 'n eienaar van grond. Jy het nooit betaal vir 'n permit as hy wil 'n rooibok jag of 'n kudu jag of 'n wildebees nie. En dit het natuurlik verander. Maar die fondse wat hulle genereer vandag, ek het nou die dag met 'n dame wat nou redelik hoog op is aan natiewe gesels, gaan elders in 'n staatskas in. So dit hulle sien dit nie terugkom vir bewaringsdoeleindes nie. Jy moet maar elke einde van die jaar of 5 jaar begroot, jy weet, en sê ons het dit nodig en dat nodig en hierdie personeel nodig. So wat moet daai fondse gebeur? Wil ek liewer nie my opinie lig. Ek sit altyd en dink as jy nou wonder ek hoeveel van daai fondse wat hoekom ek vra is gaan vir bewaring en hoeveel ons al tekort is aan 'n munisipale gedeelte. Stoot hulle byvoorbeeld in paaie in, want dit is 'n nog 'n geld wat is daar 'n hoe kan ek sê 'n gedetermineerde kanaal wat die fondse my opinie? Nee, dis my opinie. Nee. Ek dink die enigste ding wat ons kan doen is om parke soos die Kruger Wildtuin is om half eilande van privatisasie te skep, soos wat daar reeds is in sekere kampe. Want op hierdie oomblik het ons ook mense wat rondom die Kruger bly wat benodig het van vleis en ons minder bevoorregd is. Ek voel ons kan 'n baie groot gaping toemaak as die Kruger geprivatiseer word. En op daai manier sal daar ook gekyk word. Ek wil met jou heel hartig saamstem. Daar moet 'n nuwe konsep kom in die Kruger en daar moet 'n oorname kom van meer kundigheid, finansiële kundigheid om te weet hoe om hierdie hulpbronne hier binnekant, hoe om hierdie hulpbron te benut en wie moet wat kry van hierdie koek. En ongelukkig dink ek ontbreek dit op hierdie stadium. Vir my was daar ekonomiese druk is. Dit bekamp ons dromers, die entrepreneurs, reg oor alle kultuurgroepe. So wat gebeur is, jy kan nie meer 5 jaar voor jou dink nie, want jy moet aan môre se brood dink. Korrek. En dit bevorder vir my stropery. Ja, absoluut so. En dis waar ons sit met die renosters en die olifante. 'n Hongermens is 'n ander mens. En dan ontsien hulle niks en niemand nêrens vir niks nie. En dit is so. Hoe sou hom sê deur hom se jare wat hom kan sê kan 'n mens hierdie situasie meer benader dat ons die stropery kan bekamp van die belange van die buitelandse valuta wat inkom vir renosterhorings, vir leeutande, wat is die floating bones, roaring bones en dit is wat daar's 'n mite agter dit. Ja, natuurlik. Jy weet die tradisionele geneesere gebruik daai produkte uit die aard van die saak. En hulle kry baie groot geld daarvoor. My volgende opinie is, ons wil olifantgetalle verminder. En nou moet jy nie skrik vir wat ek vir jou gaan sê nie. Ons is te veel mense hier op hierdie 100% planeet. Ons sal moet hier ook dalk verminder, want dit raak al hoe meer en die behoeftes raak al hoe groter en al hoe groter en al hoe groter. Ek het nou 'n skrikwekkende ding gesien toe hulle gesê het hoeveel mense trek hierdie social grant, hierdie SASSA pensioentjies elke maand. Nou jy weet om met daai bedragiesgeld te lewe, jy kan skaars bestaan. Maar die mense raak net meer en meer en meer. Soos hierdie glas water. Hier kan nie 100 mense hulle dors les uit hierdie glas water nie. Is net 'n saak van onmoontlikheid. So ja, hierdie hulpbron kan dit net nie hanteer nie. Dit is net eenvoudig so. En hier is heeltemal te veel mense. En die stropery neem toe en nie af nie. En dit sal eienaars van grond soos wat jy nou gaan. Sal jy sê al die voorsorg wat moet getref word, jy weet die heininge en die elektrifisering van die heininge en die mense wat moet patrolleer om te kyk dat dit gedoen word. Want die bevolking groei, ontplof. Soos wat jy ry kan jy dit sien, waar kom die huisies op en die behoeftes is daar. Maar daar's net hierdie hulpbron en niks meer nie. Niks. Dit is beperk. En is wanbestuur. Yep. So ons kry verskriklik baie druk van Europa af en jy weet in Engeland om half trofeejag tot 'n stop te sit.
Ja, Ek sien dit raak ook nou 'n beperking om trofees uit korrek. te voer na die Korrek. buiteland toe. Mm, Met die leeujagte mm. in ons land. Dit het baie aandag op dit van die buiteland af gesit om kanting te kry van die buiteland af. Korrek. Kyk, dit het maar begin by die leeu, want dis een van daai diere waar daaroor baie sentimente is. Ja. Die geblikte leeu storie en dis meer wat gemeene saak is. Almal weet daarvan. Die standpunt wat lande toe nou maar ingeneem het, is weet, ons gaan help deur te sê ons gaan nie dat julle hierdie goed in ons land invoer nie. So dat jou land moet 'n ander uitweg. Ons sal voorkomend. Ons land is besig daarmee. Daar is nou al 'n derde publikasie uit wat gesê het leeujag en die teel van leeu's om geteelde leeu's te Verjag. jag. Julle moet dit nou uitfaseer. Ons het nou vir julle tyd gegee. En daai uurglas is nou besig om nou Baie vinnig uit te loop. So die manne wat nou nog skep uit hierdie situasie uit. Hulle sal moet ander inkomste vind of ander weë vind om hier uit te kom. Maar die regering is werklik op hulle saak. En ek dink daardie wat jy nou gevra het oor die ander lande wat dit beperk om in te voer. Hulle glo seker dis hulle bydra om dit te begin om Te die help. 4 dood te slaan. Alles 'n klein gedeeltjie. Daai leeu. Hoe wild is daai leeu? Ek en my vrou was toevallig nou so rukkie terug op 'n plaas daar in die Noordwes. Ek sal nie daar inloop waar hulle daar teel sonder 2 Ja. gewere nie en groot kalibers nie, Natuurlik, ja. want hulle is wild. Daar is want wild is nou 'n relatiewe begrip. Want wild, ek meen hy is 100% maar hy's gewoond aan mense. ja, hy maak ken dit hom nie mense maak wat dit hom hom nie baie meer gevaarlik gevaarliker maak. maak. Absoluut ja. Want hy ken vir mense en hy weet. Ek het gesien nou toe hulle daarin is die ouens om te jag, het ek maar net gebid dat hulle lewendig terugkom. So, want ek ken Natuurlijk. een van die ouens. Ek Ja. het ook 'n paar van die manne. Wat was die naby doodse ervaring wat oom nog altyd sal bybly in die jagveld? Hierdie olifant, ja, op die Slaralumi pad daar in die Laagveld, as iemand nou die omgewing ken of die naam kan onthou waarvan ek praat. Jaag die olifantkarre rond. As die mense kan nou nie by hulle bestemmings Ja. of eindbestemmings uitkom nie. Dit word toe gerapporteer aan ons. En ek en die oom Hannes moet nou gaan om die probleem te gaan uitsorteer. En hy sê vir my, laat ons die gewere vat, want as die ding mense jaag daar met die karre, dan het ons moeilikheid. Nou, as ek vir jou sê, hierdie lig wat hier voor my is, toe ek en oom Hannes nou daar kom, toe is dit nou presies wat ons gehoop het gaan nie gebeur nie. Ons het gehoop die olifant het nou klaar gespeel, maar hy het toe nou nie 'n jong bil. En Al van die leeu. ja, en die ding storm toe vir ek en oom Hannes. Toe die olifant lê, as jy nou hier kyk na my voete, toe lê die olifant se slurp nou hier. Nou ja, dit was regtig 'n wakker maak een. Dis wanneer ons sê jy kry klein voeltjie siekte, want jou stem raak weg. Jy weet, Ja, jy wil vir hom sê dit was close, maar jy sê so jou stem is weg want jy het jou as afgeskrik. Ja, dit was baie naby en baie buffel insidente gehad. Wat het deur hom se kop gegaan na toe hom sê ek nou sê ek dit was nou amper. Dit is nou amper. Ja. Ja wel, ek dink dit is soos om die dood in die oë te kyk. Ek dink dit is seker omtrent wat dit Ja. is, want dit is wat hier voor jou gebeur, jy weet. Jy kyk vir die dood in die oë. En die feit dat jy hom gestop het, is Wonder, jy het opgestaan uit die dood, want Die jy Here was bykans dood, teenwoordig geweest. Ons het heelwat buffelgevalle in die land waar O, ja. ouens gegaffel word. Hoe ervare is die nodige professionele jagter as hy die veld betree en as dit by groot 5 jag veral kom? Het hulle die nodige ervaring om daai jag te betree? Nee, gee krediet waar dit hoort. Daarom het die owerheid gekom en gesê, wanneer jy nou hierdie professionele jagkursus doen, gaan ons nie vir jou 'n oop permit gee vir die gevaarlike wilde diere nie. Ons weet, ons praat van die groot 5, dis nou die leeu en die luiperd en die olifant en die buffel en dan die swart renoster, dis nou daai diere. Toe is daar besluit dat as jy nou hierdie kursus voltooi het, hierdie professionele jagkursus van jou voltooi het, dan gaan ons 'n beperking op jou plaas. En vir jou sê, jy moet nog gaan eers 'n bietjie ervaring opdoen, saam met iemand wat 'n oop lisensie het, wat hierdie goed kan jag, sodat jy kan leer. 60 dae ervaring saam met iemand met ervaring en ten minste 3 van die gevaarlike goed gaan doen. So jy trek nie net sommer weg na die kursus en nou spring jy in en begin gevaarlike wilde diere te jag. Nee, daar's nog nie genoeg ervaring. Daar's manne wat kom op die kursus wat daai tipe ervaring het
En as hulle dan nou die goed kan bewys, dokumentêr, nie 'n foto nie. 'n Foto beteken niks. Die staat het daarom nog beheer en kontrole. En daai goed word daarom nog regtig nagekyk, wel, in die Limpopo provinsie waar ek besig is. Jy weet die gevaarlike Ja, jag. dis baie provinsie verbonde. Ja, absoluut, want ek ken die mense met wie ek werk. En ek is nou by daai ouderdom, dat ek nie meer dis is om weer by Koekies om Genesis te te draai. gaan nie. Nee. Ja. Nee, ek ken die mense, ons ken mekaar, ons kan met mekaar praat, want ons is op daai vlak wat ons met mekaar kan praat. En nie altyd voordoen, jy weet, ons openlik vir mekaar kan sê, hierdie is nie reg nie, hierdie is nie reg nie. Dra om Kobus nog steeds dieselfde lus vir jag as wat vroeër jare gedra het. Om dood te maak vandag vir my is nie meer lekker, nie te veel doodgemaak. So, dis glad nie meer lekker nie. Maar om iemand anders, om te deel my ervaring wat ek opgedoen het, daardie wonderlike voorregte wat ek gehad het, om te kan uitleef en te gaan ervaar. Ek deel dit graag met hulle. Soos jy nou praat oor die buffeljag, ouens wat gaan. Het was tragies dat ek nou so rukkie terug daar in Lefalali, Ellis Ras omgewing, die man op sy 50ste verjaarsdag, sy vrou vir hom 'n buffel nou gekoop om te gaan jag. Hy het ongelukkig op daai selfde dag 'n buffel om doodgemaak, want daar was nie genoeg ervaring nie. En daarom, tydens die opleiding nou, probeer ons vir ouens verduidelik, hoekom is hierdie goed gevaarlik. As ek so luister na hom Kobus, dan dink ek, ons is besig, ons het daarom nog meriete, daar is nog 'n gesonde struktuur vir die plaaslike jagter, en natuurlik vir die oorsese jagter. Vorentoe lyk dinge vir ons bietjie meer rooskleurig, of dink ons is besig om 'n afdraande te tref? Nee, ek dink steeds in my beskeie opinie is dat as ek kyk na jaggeleenthede wat nog geadverteer word vir plaaslike jagters en goed, dan wys dit vir my, daar is nog regtig, daar is plek. Jy moet net bietjie soek en jou navorsing doen en dis meer. Nee, ek sien vir ons 'n pad vorentoe. En ek sien ons vind nou mekaar, die mense, mooi in die middel, ja, dat ons met mekaar kan praat. En ek sien die bewaringstegnieke en alles wat die ouens toepas op plase en dis meer en die opleiding wat daar gedoen word. So ek wil nooit 'n donker toekoms sien nie, want dan gaan ek nie lus hê om môre op te staan. Natuurlijk. Ek kyk na hierdie blink toekoms wat voor lê, en vir die jong manne en vir my kleinkinders. Jy weet, ek is hulle oupa grootjie, en vir die agterkleinkinders, dat hulle ook hierdie geleenthede kan kry wat oupa gehad het. Die een ding wat ek vir hom wil weet is, Ja. wat is die een waarheid oor hierdie bedryf wat die mense nie wil hoor nie? Dat dit volhoubaar sal kan aangaan en dat daar nie genoeg maatreëls in plek is om te bewaar wat bewaar moet word nie. As ons nou een boodskap vir die ouers by die huis kan gee, oor die kinders om hulle liefde vir die natuur in die veld te kweek. Net 'n laaste slotboodskap. Wat sal hom Kobus vir hulle sê? Papas en mamas, leer hulle eers om die diere te kan identifiseer, die skepping. Begin daar. Of jy nou glo in die Bybel of nie, daai boek wat 6000 jaar terug geskryf is nog steeds onveranderd. Begin hulle name leer. Toe ons mekaar ontmoet het ek jou by naam leer ken. Ek het nog nie geweet met wie ek te doen nie. Hierdie ou se naam is Christof Kotse. Toe ontwikkel dit en toe sien ek, maar Christof Kotse is net 'n naam vir hom gegee. Maar toe begin ek in die vensters van die siel inkyk, in die oë. Toe gaan ek hart toe begin ek iets anders te leer. En dis waar papas en mamas begin leer hulle. Hierdie is gegewe deur ons Vader, die Skepper, en wanneer ons dit benut, en ons moet benut, hulle moet dit nooit vergeet nie. Ons moet benut, maar doen dit op die wyse manier, doen dit volhoubaar. Bewaring en benutting loop so hand aan hand. Papas en mamas, dis begin by die huis. Alles begin by die huis. En Kobus, dit was 'n absolute voorreg om met hom te kan gesels. Ek het 'n baie sagte plek in my hart vir hom, met 'n diep spore getrap in my en my broer. Ja, baie harte, en ek onthou nou nog die bome wat oom vir ons gegee het. Ek onthou ek was die marula boom gewees. En daai klas van goeters, en ek wil net sê baie dankie dat oom op die Appelkas kom praat het, en dankie dat oom so 'n groot verskil maak in die jagbedryf. Baie dankie. Ons waardeer opreg dat julle gekyk het.